Ok julle, ons gaan nou die laaste vraag meedeel. En die is 'n belangrike vraag. Die vraag is, wat gebeur met ons wat wel gehoor het van Jesus Christus en die ag gee? In 1 Petrus 4 vers 5, hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel. Vers 6 sê, want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig. So mense, ons dode, die heilige dode van ons verlede, elkeen van ons verlede, het die evangelie van Christus gekry. Kom ek lees net weer. 1 Petrus 4 vers 5, hulle sal rekenskap gee aan hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel, want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar lewe na God in die gees. Ek wil afsluit met die gebed wat Paulus gebid het in Efesiërs 3 vanaf vers 14 tot 21. Efesiërs 3 en ek lees vanaf vers 14. Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges wat ten volle begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid, dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Amen. Mense, ek hoop dat julle hierdie skrifte wat ek met julle gedeel het sal lees en lees om te verstaan. Ek wil net 'n laaste gebed doen, en dit is 'n gebed as u vandag vir Jesus wil aanneem as u verlosser en as saligmaker. So ons gaan ons oë sluit en ek gaan hierdie gebed aflees, want dis 'n gebed wat die Here op my hart geplaas het. Kom ons bid saam. Vader God, ek buig my hart in nederigheid voor u neer en kom na u toe
in die naam van ons Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus. Here Jesus, ek glo dat U die Seun van God is. Ek glo dat U vir my sondes aan die kruis gesterf het. Ek bely dat ek 'n sondaar is. Ek vra vergifnis. Ek glo in U opstanding. Ek kies om van my sonde af weg te draai. Ek nooi U in my liggaam, my siel, my gees, want ek vertrou U. Ek aanvaar U as my Here en Verlosser. Ek wil U van die oomblik af volg. Dankie vir U liefde en vir die geskenk van ewige lewe. Dankie dat U ons ook geleer het om tot die Vader te bid. Hierdie gebed staan in Matteus 6 vers 9 tot 13. Waar Jesus vir ons leer om te bid. Dit sê, so moet julle dan bid. Onse Vader, wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Amen. Dankie, baie dankie dat jy geluister het. Liefde groete.